Goeiemôre. Ek is 'n bietjie vroeg. Die horlosie in die konsistorie was nie reg nie, want ek sien is nou nog nie 9 nie, maar nietemin nie. Baie welkom aan almal op hierdie stadium wat al hier is. Ek sien daar is nog mense wat besig is om in te beweeg. Maar baie welkom. Mag dit vir elkeen van u 'n mooi en besonderse ervaring wees vanoggend, waar ons in die teenwoordigheid van God is saam met broers en susters in geloof. So baie welkom aan almal. Ek weet hier is nuwe besoekers, of ek sien 'n nuwe besoekers. Hulle is eintlik nuwe intrekkers en besoekers nog op hierdie stadium. Ek het hulle voor die tyd gegroet, so welkom aan hulle almal. Maar ek nooi julle ook uit om na die tyd saam met ons kom tee en koffie te kom drink. Saam met ons op die stoep en sommer net saam te kom kuier. En dan wil ek vra vir die wikkelwurms gou. Waar is die wikkelwurms? Okay, julle kan saam met Renet uitgaan. Dankie. Okay. Nee, jy kan nie nou ietsie sê nie. Goed. Kom ons gee wag dat die wikkelwurmpies wag. Moet nou net gou wag. So, ja. Cornel. Ek wil vanoggend vir Rudolf baie geluk sê. Rudolf, dit was 16 jaar van lang pad stap. 16 jaar wat jy moes uithou en aanhou en wat jou promotor siek geword het, wat jy 'n ander promotor moes soek en toe moes kyk waar kan jy jou studies hervat het en hulle eers vir jou gesê het nee, jy kan nie en nou toe 'n nuwe moontlikheid opgekom het dat jy wel kon aangegaan het en ek is geweldig trots vandag op jou en dis hoekom ek graag vir jou 'n kersie wil aansteek om vir jou te sê baie geluk met jou doktoraal. Dit het 16 jaar gevat, maar eintlik 4 jaar. So baie geluk en mag dit, ek dink die gemeente ervaar dit in die preke wat jy gee, maar mag dit vorentoe vir ons almal net tot voordeel wees en baie geluk. Baie dankie. Ek glo dat die gemeente sal definitief daai baat en het reeds daai gebaat, maar dankie aan die gemeente wat geduld gehad het met my. So baie dankie aan die gemeente ook. Dankie Kees, jy kan vir ons. Ek moet sê, is dit nie 'n fantastiese ding dat hy nou vir ons al 'n dokter is? Baie geluk weer van almal. Soos almal weet, my taak is weer, ons begin eers met mense in leed op die oomblik. Johan Boshoff is nog op ons lys. Hestie Joubert is nog op ons lys. Pieter Wolmerand se mammie is nog op ons lys. Dan is dit Yuri Ingram. Thys Beeslaar. Is hy terug? Ag, wonderlik, is hy terug? Ons gaan nog steeds 'n kerskoop steek om so bly dat jy terug is, Thys. Dan is dit Tannie Petra ongelukkig, nog nie 100% nie. Dan is dit Tannie Petra. Rina Styl, Mignon Olivier, dan Dorette Taljaard. Ons steek ook 'n kersie vir haar aan. Goed, verjaarsdag is oom Benny hierso vanoggend. Hy's 81. Jy ken dalk vir Benny en Elise, 81. Wat 'n wonderlike jaar is dit. Is daar enige ander pragtige dinge wat gebeur het hierdie week? Behalwe toe Thys wat nou terug is. Kom ons begin aan die kant. Enige, o, daar's 'n ja, liefie. My hond
Ja, pragtig. Wat is jou hondjie se naam? Ag, pragtig. Jy kry definitief 'n kersie. Kan jy dink hoe lief is jy vir daai hondjie? Baie geluk vir jou hondjie. Net gou vir Liesel ook 'n kans gee om te praat. Jy kan ook 'n kersie opsit. Cornel, dankie. Goeiemôre. Seker so 10 jaar, ek is seker is al 10 jaar maar seker so 'n bietjie meer as 10 jaar terug het my ma en my pa begin met 'n blokbyeenkoms. Hulle het die Hekpoortblok eenmal 'n jaar bymekaar gekry vir 'n blokbyeenkoms. Volgende Sondag, die 17de Junie, nooi ons almal van Kreersdorp af tot en met die Hartbeesfontein grondpad. Petata draai tot by, ek dink Tannie Esme het gesê, Tannie Esme, wat is die nommer? Ja. So Petata draai tot by HP10 en dan tot en met die Hartbeeshoek grondpad. Almal op die grondpad tot daar is almal wat in die Hekpoortblok en in die en dan so van Kreersdorp af Magaliesburg toe enige plek daar rond. As julle daar rond bly asseblief, ons nooi julle om volgende Sondag saam met ons te kom eet. Ek is so bietjie bewoe want soos ek sê, my ma en my pa die tradisie meer as 10 jaar terug begin en volgende Sondag is my pa se verjaarsdag. So ons sal graag, ons nooi almal uit wat in daai area bly. Kom kuier saam met ons wil graag die mense van die gemeente leer ken. Ons wil julle met mekaar leer ken en ons wil net 'n lekker dag saam hê. Baie dankie. Laat weet my nommer is daar. Baie dankie. Mekaar wil kry en so 'n bietjie met almal gesels. En dan wil ek net vinnig die verjaarsdag gaan. Ek wil net weer sê ons sukkel weer met die internet. Daar's nie vanoggend internet nie, so daar gaan nie uit nie. So as mense vir u vra, dit gaan oor die internet. Daar is nie internet nie. So ons sal dit uitsorteer op 'n manier. Goed, dan het ons, ek wil gou na die verjaarsdag gou deurgaan en dan wil ek sal ons aanbeweeg, maar goed, vandag het Kees klaar gesê oom Benny verjaar, wat 'n mooi ouderdom 81, maar dan môre is dit Marius de Plooy, Brenda Smith Jr, dan Irina Kutse, Kevin Zulner, dan donderdag is dit Bill Myntjies, Ewald van Wyk en Vrydag is dit Adrian Beeslaar en dan Saterdag is dit Lizaan Tron en oom Japie van Rensburg. Oom Japie is hier, oom Japie word 89. Oom Japie het altyd in Leloko gebly. Hy bly nou aan die ander kant van die Damwal, maar hy ry nog meeste van die Sondae hiernatoe en is altyd 'n voorreg om met oom Japie te gesels en die wysheid en die insig wat oom Japie het. So baie geluk met oom se 89ste verjaarsdag wat dan eerskomende Saterdag is. Mag dit vir oom 'n mooi en 'n geseënde jaar wees. 89, regtig is geseënd. So baie geluk daarmee. En dan het ons vanoggend hierso die Gideons. Ons het vir Bani en vir Moira en vir Kobus. Ek wil hulle nou nie op die spot sit nie, maar dit sal dalk goed wees as hulle dalk net vinnig opstaan dat ons sien wie hulle is. Dis Bani, Moira en Kobus. Dankie, julle kan sê hulle is verteenwoordigers van die Gideons, maar hulle het saam met Pieter gekom. So Pieter gaan so met ons praat so 'n bietjie vinnig vanoggend 'n bietjie oor die Gideons wat se werk hulle doen en ook Ina wat sy vrou wat saam met hom is, vir haar ook baie welkom. Pieter, jy's welkom om vorentoe te kom en net so 'n paar woorde te kom spreek. En dan na die erediens gaan ons dan ook 'n deurkollekte hê vir die werk wat die Gideons dan ook doen. Dankie Pieter, ons luister graag na jou. As jy hom wil uithaal die mikrofoon, is jy welkom.
graag jou kerse breek nie. Dominee, ekskuus dokter, ek wil net vir jou sê, jy's 'n baie goeie geselskap met jou hooggeleerdheid om 'n predikant te wees. Want Paulus, ou Festus het ons daar vir hom geskree, Paulus, jou groot geleerdheid, maak jou mal. En ek wil net sê, jy moet net vasbyt, want ou Paulus het aangehou. En jy moet ook net aanhou, vasbyt. My boodskap vandag gaan oor bid en vir jou sal gegee word. Ek sien so baie bekendes, ek sê, waai so gou vir julle, daar sê. Bid en vir julle sal gegee word. En ek het nou klaar vir Dominee so 'n bietjie gesê, dankie dat ons hier kan wees en vir die kerkraad. So, die Gideons is 'n organisasie wat baie jare terug in Amerika gestig is en hulle doelwit was, was 2 ouens wat handelsreisigers was. Hulle doelwit was is om te sê, nooit weer mag iemand in 'n hotel of in 'n gastehuis sit en daar's nie 'n Bybel vir hom om te lees nie. En hulle het toe hierdie organisasie rondom dit begin. En een van die redes hoekom ek vandag hier is om vir julle te vra, help ons, ek soek lede wat my kan help om in hierdie omgewing Bybels by die gastehuise te plaas. So, dit is die eerste rede. Die tweede rede, sal ek bly wees as julle vir ons kan 'n bietjie geld gee, want met die geld wat julle vir ons gee, koop ons Bybels. Die ledegeld van die Gideons gaan vir die administrasie en vir die salarisse van die ouens in die kantoor en sulke goed. Maar die geld wat die skenkings koop net Bybels. En hierdie laar van Kreersdorp het die afgelope boekjaar so 12.500 Bybels geplaas, wat beteken so min of meer 34 elke dag. So dit maak my trots voel op die Gideons. En dan, as 'n ou getuig, dan dink ek, die grootste persoon, of die mees senior persoon, wat ek in my lewe gehoor getuig het ek van gelees in die Bybel. God het gesê, dit is my seun. As ons daarna kyk, dan sê ek, as God oor sy seun kan getuig, wie's ons om stil te bly? Dan sit ek met die eerste getuienis wat ek graag vir julle wil doen, is, ek het in Bedfordview gebly, en ons het daar aan die Gideons was ek deel van, ek was deel van die bestuurspan, en ek het baie druk daarop uitgeoefen, dat hierdie ouens moet behoorlik beplan. En ons het goed beplan, en ons het ons planne nagekom, en aan die einde van die jaar, toe kort ons as Gideonlaar R35.000 om ons doelwit te bereik. Nou ons kry geld in skenkings van kerke, en ons kry, as ons sakemanne uitnooi vir 'n ontbyt, en as ons kyk, was daar 2 geleenthede oor. Die een was om 'n kerkopdrag te doen by een van die kerke in Primrose Oos, en die ander ene was om met 'n kerkraad te gesels oor die Gideons. So, ons het toe, ek nou hierdie punt sien, toe sê ek, ons moet 'n vergadering hou, laat ons kan besluit wat gaan ons doen. En ons het 'n kapelaan, Bernard Engelbreg, is 'n groot man. Hy is 'n baie bekwame ingenieur, en ek sê, Bernard, ons moet maar, wil jy vir ons die vergadering open? Hy sê, ja nee, hy sal die vergadering open, hy open met die normale openingsgebed vir 'n vergadering. En ek sê, Karels, wat gaan ons doen? En ouens maak voorstelle, en ons, omdat daar nie tyd is om dit te doen, word hierdie voorstelle een na die ander afgeskiet. En Bernard sê, ek dink hierdie vergadering moet bid dat die Here vir ons daai geld gee, want dit is 'n skande om nie hierdie doelwit na te kom nie. En ek kan vir julle sê, ons het maar nie goed gevoel daaroor nie. Ek sê vir hom nou maar, Bernard, dis gaaf, as jy wil bid vir ons. En hy bid, hy sê, Here, wys vir Pieter en Claudius, dis my vriend, Claudius, waar om hierdie geld te gaan haal. Amen. En ek was stom, want wat maak ek? Ek het juis nie planne nie, nou waar moet ek nou bid hy my in hierdie
situasie, nou moet ons iets doen. Maar in elk geval, ons gaan doen die kerkopdrag, en ons doen die ander werk, en in daai 2 geleenthede, kry ons die geld, wat ons gekort het. So, bid, vra, en hou aan werk, dan is dit goed. Die ander ding van om getuienis te leer ons by Paulus. Paulus het gesê, die Here het vir hom gesê, Paulus staan op en gaan vertel vir die mense van wat ek jou gewys het en wat ek jou nog gaan wys. Met ander woorde, om te getuig moet jy werk. As jy nie werk nie, gaan jy niks hê om te vertel nie. So, dis waaroor ons dan die Bybeltjies plaas. Ons plaas hulle by verskillende plekke, skole, kerke, en in een van die skole het 'n ouetjie opgestaan en het die skoolkinders uitgedaag en gesê, wie van julle wil julle harte van vooraf vir die Here gee? Daar het 156 kinders in daai skoolsaal gesit, wat almal opgestaan het en vorentoe geloop het en gesê, ons sal agter jou aanbid. En hy bid vir hulle die gebed wat sê, Here, ek is 'n sondaar. So, mens moet nie ophou werk nie. 'n Oosterse student is 'n dametjie wat uit die ooste uitkom en sy kom studeer aan een van die tegnikonne in landbou, tuinboukunde. Sy kry in die proses 'n Bybeltjie in haar eie naam, eie taal, en sy lees dit en sy kom tot bekering en sy besluit, sy gaan haar ma en haar suster van hierdie Bybeltjie en die geskriftes daarin vertel. Sy skryf toe vir die Gideonse brief, wat sy sê, baie dankie vir hierdie Bybeltjie, ek gaan dit verseker gebruik om my ma en my suster te oortuig. Dit kom by die hoofkantoor van die Gideons aan, en Gert Jordaan was daai tyd die president. Hy vat die Bybeltjie, hy vat die boekie, wat die aantekening gestaan het, hy gaan kry die briefie en hy gaan na die universiteit toe, en hulle sê vir hom, nee, sy was net hier om 1 module te doen. Hy het vir ons vertel en gesê, hy was bly om vir hulle te sê, nee, sy het 'n Bybeltjie in haar eie taal kom haal, en sy gaan haar ouers oortuig om kinders van die Here te wees. So, dit werk, ons moet net die Bybeltjies daar kry. Ek vra gister vir een van my vriende by die Gideons, het jy nie vir my 'n getuienis oor bid en jy sal kry nie? Hy sê vir my, man, weet jy wat? Ek bid, en dan vra ek vir die Here, hy moet vir my gee wat ek nodig het, want hy weet wat ek nodig het, nog voor ek het gekry, of voordat ek het nodig het. So dis glo. Jy glo, en ek is trots om daai te sê, het kom uit die Gideons uit, dis nie ietsie wat ons gesien het nie. Het kom uit die Gideons uit, so, dit was, goed, so getuienisse en Bybelplasings gaan oor glo. Ons moet glo dat die Here vir ons sal help in dit wat ons doen. Ek dink my tyd is seker nou verby. Dankie, baie dankie Dominee, dankie gemeente, en dankie dat julle rustig na ons luister. Dankie Pieter, dankie oor Wani en Moira en Kobus en Ina, wat saam met jou gekom het. Vriende, die Gideons is al baie jare in ons land en hulle is internasionaal en dis wonderlike werk wat hulle ook doen. Sou iemand 'n Gideon wou word, dink julle kan ook met Pieter gesels, en dan kan julle ook so betrokke raak. Maar vriende, kom ons raak net stil en dan begin ons hierdie diens in die Here se naam. Here, daar's soveel stemme, daar's soveel emosies, daar's soveel geraas rondom ons elke dag, dat ons sukkel om stil te word op 'n Sondagoggend. En daarom, Here, vra ons, maak dit stil in ons, sodat die enigste stem wat ons hoor, U stem sal wees. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir u. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees.
Ons gaan staan en dan gaan ons 'n loflied sing, lied 258. Ons gaan 3 verse sing. Nadat ons gesing het, bly ons staande vir die apostoliese geloofsbelijdenis wat hy saam met my hardop gaan opsê. So ons gaan eers lied 258 sing en dan gaan ons staande bly vir die apostoliese geloofsbelijdenis, waarna ek dan ook in epiklese sal doen, die eerste gebed sal doen. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, dis ons belydenis vanoggend. Dis wat ons vir die wêreld en vir mekaar sê. U is God, U is redder, U is vertrooster en teenwoordige in ons lewe elke dag. En Here, ons wil dit nie net vir mekaar sê nie, ons wil dit vir die wêreld sê. Here, ons wil vir die wêreld sê dat U is die enigste Here en U is die antwoord op alles waarmee ons elke dag besig is. En daarom as ons U woord gaan oopmaak nou, Here, vra ons dat U sal spreek, want ons, U kinders, luister. Amen. Dankie, jy kan nie weer U plekke inneem. Vriende, ons teksgedeelte vanoggend kom uit 1 Petrus hoofstuk 2 en ek gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 10.
Nou dis een van daai teksgedeelte wat snaaks genoeg ek telkens net na terug te kom. Daar's 'n paar sulke teksgedeeltes wat ek het. Filippense 2 vanaf vers 5 is ook een van hulle. Efesiërs 3 vanaf vers 14. Dis tekste wat maak nie saak hoeveel keer jy dit lees nie. Telkens kom maar nuwe teologiese waarhede daaruit uit. En daarom gaan ek 1 Petrus hoofstuk 2 lees, maar voordat ek dit lees wil ek graag net 1 Petrus hoofstuk 1 lees en laat ek net vir u wys vir wie hierdie brief nou eerste geskryf was. Die eerste ontvanger van hierdie brief. En dit staan in 1 Petrus 1 vanaf vers 1 tot en met 3, dan staan daar van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld. Hoor mooi, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontius, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. So dis vir wie Petrus hierdie brief skryf. En met dit in gedagte kan is die wat die Bybel oop het net een bladsy omblaai en dan gaan ons 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 10 lees. Dan skryf Petrus: Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: die klip wat deur die bouer afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woorde gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendom van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig toe. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons lees tot sover.
toe Petrus hierdie brief geskryf het aan die gemeentes in Klein-Asië, noem hy hulle daar in die eerste hoofstuk in vers 1, noem hy hulle vreemdelinge in verstrooiing. Dis wat letterlik daar in hoofstuk 1 vers 1 staan. Die 1983 vertaling wat ons vanoggend gelees het, praat van aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld. Die laaste Afrikaanse vertaling wat ons het, die 2020 vertaling, praat van vreemdelinge in die diaspora. Maar letterlik staan daar vreemdelinge in die verstrooiing. En Petrus doen dit, want dis die taal van mense wat weet hoe dit voel om nie werklik tuis te wees nie. Hulle is nie heeltemal tuis in hulle omgewing en hulle situasie waarin hulle bevind nie. Soos wat dit was met Israel toe hulle in Babylon was. Hulle was ver van Jerusalem, hulle was ver van die tempel af, hulle was ver van alles wat gevoel het soos 'n tuiste. Hulle het in 'n wêreld geleef wat totaal en al anders asem gehaal het. Jy sien, want daar was ander waardes, daar was ander gode, daar was ander prioriteite. En Petrus gebruik hierdie term, want die term vreemdeling en verstrooiing wys terug. Dis eers genoem toe die volk net uit ballingskap uitgekom het. Hulle leef verspreid oor die wêreld. Hulle is nie in hulle land nie, hulle is ver van Jerusalem af. Hulle leef onder ander nasies en ander volke wat ander gode aanbid en wat ander waardes het. Hulle leef as vreemdelinge en as bywoners tussen die nasies. Hulle pas dus nie lekker in dit waar hulle is nie. Hulle samelewing het vir hulle vreemd gevoel. Hulle voel so bietjie uit plek uit. En nie heeltemal tuis in die omgewing waar hulle is nie. En 'n groot deel van hierdie nie tuishoort nie, wat ons in die omstandighede van die eerste lesers van die Petrusbrief kry, is omdat hulle waarskynlik baie swaar gekry het. Hulle is nie fisies vervolg nie, maar die mense wat hierdie brief eers ontvang het, hierdie mense wat verspreid gewoon het oor die wêreld, hulle word subtiel vervolg. Hulle word uit die ekonomie uitgeskryf. Want jy moet nou onthou dat die mense, die dorpies was maar klein, en die mense wat in die dorpies gewoon het mekaar geken, en hulle het geweet wie's die mense wat Christene is. Hierdie mense wat sê, Jesus is koning, en wat nie sê, die keiser is koning nie. En omdat almal moet sê, die keiser is koning, word hierdie mense net uit die ekonomie uitgeskuif. Hierdie gelowiges kry nie die tenders as hulle aansoek doen vir die tenders nie. Hulle kry nie werk nie, en as hulle werk gedoen het, dan word hulle 10-1 nie betaal nie. Hierdie mense is moedeloos, want dit is mos nou interessant om te sien hoe vinnig 'n mens moedeloos raak as jou broodblik leeg is. En daarom is hierdie mense moedeloos. Hulle is moedeloos. Hierdie is dieselfde mense vir wie Johannes in die Openbaringbrief skryf. Moedelose mense, mense wat nog aan die geloof vashou, maar op die punt is om maar net oor te gee. Op die punt is om totaal en al uit te brand van al die druk wat hulle elke dag beleef het. En dalk is hierdie gevoel van die mense in die destydse Klein-Asië nie so ver verwyderd van ons samelewing van vandag nie. Want rondom ons is daar baie moedelose mense. Mense wat ook nog aan die geloof vashou, maar tog op die punt is om heeltemal en totaal uit te brand. Want jy staan in die dag op en lank voordat jy nog eers jou koffiekraag gedrink het, het die eerste nuusberig al reeds vir jou gesê van alles wat sleg en verkeerd is in hierdie land van ons. En dan klim in jou kar en jy ry deur die spitsverkeer werk toe en jy's kwaad vir alles wat gebeur en jy sit met hierdie spanning binne in jou en jy probeer fokus op jou werk, maar jy kan nie, want jou kop hardloop en jy's moeg. En dan kom jy huis toe en daar gaan dit ook nie makliker nie, want die kinders moet kos kry en dan moet voorberei word met die huiswerk en ons weet mos hoe gaan dit in die aande by die huis. En ergens tussen dit alles voel baie mense, ek is moeg op 'n dieper vlak. Dis nie net liggaamlike moeg nie, dis innerlike moegheid.
En hierdie moegheid spoel deur na ons geloofslewe toe. Ja, ons kom nog op 'n Sondagoggend kerk toe. Ek sing nog saam die liedere wat die orgelis vir ons speel. Ons luister na die woordbediening. Ja, ons bid selfs. Maar ons voel leeg, asof daar meer moet wees. En wat met baie mense gebeur, is dat hulle nie opgehou glo het nie. Hulle het net stadig maar seker geestelik moeg geword. Hulle het geestelik uitgeput geraak, sonder dat hulle dit eers agtergekom het. Kyk maar net rondom ons vanoggend in die kerk. Toe hierdie jaar 2026 afgeskop het, was die eerste 4, 5, 6 Sondag, was daar nie plek vir 'n muis in hierdie kerk nie. Hy was chock en blok vol gewees. Maar soos die jaar aangegaan het, soos die mense moeg geword het, soos die mense geestelik uitgeput geraak het, het dit al hoe minder geword. Het die kerkbanke al hoe leer geword. En dalk het dit te doen met ons kerkbegrip en selfs ons godsdienstbeoefening. Want ons Afrikaners het mos nou 'n diep streep van moralisme in ons, van reg en verkeerd. Want baie keer kyk ons na die kerk en ons dink die kerk is net vir ordentlike, moreel korrekte mense, vir daardie vroeë mense. Solank jy reg lewe, dan pas jy in daar. Maar as jy worstel en struikel en sukkel met dinge in jou lewe, dan pas jy nou nie so lekker meer in by die kerk nie. Jy sien, dan pas jy nie meer in by die mense wat sê hulle is die kerk nie. Want ons weet mos hoe ons dink. Gelowiges mag sekere dinge doen en hulle moet wegbly van ander dinge. Moet net nie gaan dans nie, moet net nie dit doen nie. Bly net weg daarvan. Daardie moralisme. En op daardie manier word die kerk maar niks meer as 'n selfverbeteringskursus nie. Jy sien, dis wat die moralisme aan ons doen. Ons probeer onsself verbeter. Maar hierdie tipe moralisme maak ons moeg. Want as jy dit nie reg kry nie, dan voel jy nie meer tuis in die kerk nie. En dan word die banke Sondag na Sondag net leer en leer. Maar Petrus kom en hy spreek hierdie probleem vir ons aan in die tweede hoofstuk van die 1 Petrusbrief. En Petrus begin nie by die goed wat Christene moet doen of nie moet doen nie. Dis nie waar Petrus begin nie. Waar begin Petrus dit? Hy begin sy boek wat God reeds gedoen het. Dis waar Petrus begin. Hy begin by ons identiteit, want jy moet nou onthou, die kerk moet onthou wie hy is, voordat hy kan onthou wat hy moet doen. Vriende, ons ruil hierdie punt om. Ons wil eers doen en dan wil ons onthou wie ons is. En daarom gaan ek dit weer sê, die kerk moet eers onthou wie ons is, voordat ons kan onthou wat ons moet doen. Ons wêreld vergeet dit maklik. Want alles rondom ons sê, jy moet suksesvol wees, jy is jou mislukkings, jy is jou verlede, jy is jou vrese, jy is jou omstandighede. En as jy lank genoeg daarna luister, dan begin jy dit selfs glo. Maar Petrus breek daardie stemme oop en hy sê, julle is die uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. En hierdie, 'n volk wat aan God behoort, is nie net vlei taal wat Petrus gebruik nie. Dis nie net mooi woorde wat hy vir ons sê nie. Hierdie is identiteitstaal. Dis wie jy is, dis wie jy in jou diepste wese is. Dit is Petrus wat sê, jy is nie wat die wêreld sê jy is nie. Jy is wat God van jou sê wat jy is. En hier lê 'n subtiele, maar 'n ernstige waarheid wat ons moet raak lees vandag. As Christus nie jou identiteit vorm nie,
sal iets anders in hierdie lewe jou identiteit vorm. Ek gaan dit weer sê, want ons kan nie hierdie punt mis nie. As Christus nie jou identiteit vorm nie, gaan iets anders in hierdie lewe jou identiteit vorm. En dit gebeur elke dag. Want vir sommige mense word vrees die stem waarna hulle luister. Dis wat hulle identiteit vorm. Vir ander is dit bitterheid, bitterheid van die verlede, bitterheid wat hulle vergeet het om te doen of wat nie met hulle gebeur het nie. Vir ander is dit prestasie wat hulle identiteit vorm. Ander is dit die behoefte om net te oorleef. Vir ander vind hulle identiteit in hulle sport of hulle werk of hulle kultuur of hulle taal. En vir baie mense word die verlede die plek waar hulle identiteit vasgesteek het. Die nostalgie van hoe dit was in die verlede, dit was mos altyd beter in die verlede. Daardie gebruike en gewoontes en daardie tradisies, want dit het ons veilig laat voel. Dit het ons laat voel of ons inpas. Maar selfs goeie herinneringe kan later iets word waaraan ons net vasklou vir sekuriteit, eerder as om aan Christus vas te hou. Maar Paulus sê, julle behoort aan Christus. Dis waar julle identiteit lê. En hierdie is nie net 'n kliseë nie. Dis nie maar net 'n etiket nie wat ons dra om te sê ek's 'n Christen nie. Nee, dis jou identiteit. Dis wie jy is. Dis wie in jou diepste wese is as jy 'n kind van God is. En hoe meer jy dit verstaan, hoe meer word dit 'n manier van lewe wat stadig maar seker begin jy net anders te wees. Begin jy anders te kyk. Begin jy anders te praat. Begin jy anders te reageer op dit wat die wêreld na jou kant toe gooi. Begin jy mense beter hanteer al is jy moeg. Sien, begin jy selfs weer hoop kry. Al voel dit soms vir jou of dit net wanhoop rondom ons is. Want wanneer Christus jou identiteit word, begin hy jou lewe vernuwe van binne af. En hierdie vernuwe is nie met geweld nie. Hierdie vernuwe vind ook nie plaas met skuldgevoelens nie. En ek dink is een van die grootste probleme in ons samelewing, mense wat met skuldgevoelens rondloop oor hulle verlede. As jy skuldig voel, dan lees jy die evangelie verkeerd. Die evangelie maak jou vry. Jy word nie vernuwe deur skuldgevoelens wat op jou geplaas word. Nee, jy word vernuwe deur die genade van ons Here Jesus Christus. Dit trek jou na hom toe. Dis hoe jy vernuwe word. En dan gebruik Petrus 'n beeld wat baie sag klink, maar eintlik baie radikaal is. 1 Petrus 2 vers 5. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. En ons kan geestelike huis vertaal dalk met kerk vanoggend. So laat julle opbou as lewende stewe opbou as kerk van die Here Jesus Christus. Petrus sê nie, jy moet kerk toe gaan nie. Petrus sê nie, jy moet alles wat die kerk doen bywoon nie. Petrus sê, nee, julle is die kerk. Dis 'n subtiele verandering wat plaasvind. Julle is die kerk. Dit skuif alles dit is 'n skuif wat alles verander. Want die kerk is nie gebou op wat jy besoek nie, maar dit is gebou op die identiteit wat jy dra. Ek gaan dit weer sê. Die kerk is nie 'n gebou wat jy besoek nie, maar is 'n identiteit wat jy dra. Jy's elke dag kerk. Dit beteken die kerk is nie beperk tot plek, tyd en gebou nie. Die kerk is waar Christus mense bymekaar bring. Môreoggend in jou kombuis, as almal skarrel om iets te kry want ons is laat vir skool en werk en alles. Daar waar dit lyk soos Germistonstasie, daar kan jy kerk wees. Want waar God mense bymekaar bring, is jy kerk. In daardie wagkamer in 'n hospitaal, terwyl jy wag op die nuus van jou geliefde,
wat in die ICU lê. Daar is jy kerk. Want daar is ons saamgebring deur Christus. In 'n vergadering waar mense moeg en kwaad is vir mekaar, daar is ons kerk. In die huis waar daar stilte is na konflik en moeilike gesprekke, daar is ons kerk. In die motor waar iemand bid sonder woorde, daar is ons kerk. Nie omdat alles heilig voel nie, maar omdat Christus daar is. Dis hoekom ons kerk is. En tog vergeet ons dit so maklik. Wanneer mense moeg raak, dan vergeet ons dit en dan gryp ons terug na die verlede toe. Ons begin deur toe dit nog beter was, toe alles in hierdie land gewerk het, toe die kerk nog morele kompas gehad het en ons geweet het wat reg en verkeerd is en toe alles nog sin gemaak het. Jy sien, dis waar ons dit gaan soek. Maar Petrus plaas nie heiligheid in die verlede nie. Hy plaas dit in Christus Jesus, ons Here. Want die nostalgie van die verlede kan jou vertroos en dit kan jou vir 'n oomblik laat goed voel en dit kan jou laat verlang na 'n klomp dinge, maar dit kan jou nie nuut maak nie. Die kerk leef nie van gister se herinneringe nie. Die kerk leef van Christus wat vandag nog besig is om te bou en te herstel en te herskep wat sonde hier gebreek het. Want eerlikwaar, die kerk was nog nooit so mooi soos jy gedink het dit was nie. As ons weer in daardie tyd was in die verlede, sou ons gesien het, maar die kerk is nog nooit so stikkend gewees soos dit nog altyd was nie. Want elke geslag het sy spanning, elke tyd het sy deemekaarheid, elke groep het sy vrese, elke generasie het sy gebrokenheid, en dit kom selfs by mekaar in die kerk. Maar Christus, en hier lê die kruks van hierdie teksgedeelte, Christus het nog altyd aangehou herskep en herstel en bou. En dit is troos. Christus het nie opgehou herskep en bou omdat mense gebroken is nie. Die feit dat ons stikkende mense is, het nie gemaak dat hy nou sê, maar ek is klaar met julle nie. Nee, hy hou aan om te bou. Inteendeel, God bou en hy herskep sy koninkryk met stene wat die wêreld weggegooi het, wat die wêreld nie wil hê nie. En Jesus self was daar die eerste voorbeeld daarvan. Hy was die eerste steen, sê ons teksgedeelte, wat verwerp is, wat misverstaan is, wat nie waardevol genoeg was nie. Daarom word aan 'n kruis opgehang op 'n heuwel buitekant Jerusalem. Maar wat sê God? Ek het hom die hoeksteen gemaak. En nou bou God sy kerk nog op daardie selfde patroon. Met gebroke mense, met gewone mense, met moe mense, met hoopvolle mense wat nie eens weet waarom hoop altyd te kry nie. Dis waarmee God sy kerk bou. En miskien is dit die hart van alles. Heiligheid is nie om weg te kom van die lewe van ek moet reg doen en ek moet weg te kom van wat sleg is nie. Heiligheid is wanneer Christus in die middel van jou lewe kom staan. Dan is dit heilig. Heiligheid hang nie van my af wat ek reg doen en verkeerd doen nie. Jy sien, maar wanneer Christus in die middel van my lewe kom staan, dit beteken jou kombuis kan heilig word sonder dat dit stil word in jou kombuis. Dit beteken jou werk kan heilig word sonder dat dit maklik of eenvoudig is by jou werk. Jou huis kan heilig word ten spyte van die spanning tussen ouers en kinders en eggenote. Jou lewe kan heilig word selfs wanneer dit nie perfek is nie. Nie omdat jy alles reg doen nie, maar omdat Christus daar is. Dis die enigste rede hoekom die kerk heilig is. Omdat die hoof van die kerk Christus heilig is.
En miskien is dit wat Paulus die hele tyd wil sê. Jy is nie alleen nie. Jy's nie meer verlore nie. Jy's nie net jou omstandighede nie. Jy behoort aan God. Jy's kind van God. En wanneer daardie waarheid diep insink, begin iets stadig maar seker binne in jou verander. Mense word sagter. Mense word minder bang. Mense word minder verdedigend. Mense begin weer hoop. Mense begin weer asemhaal. Want wanneer jy weet aan wie jy behoort, hoef jy nie meer desperaat te probeer bewys wie jy is nie. En dit is hoe Christus steeds vandag sy geestelike huis, die kerk bou. Dis hoe Christus nog steeds vandag vir my en vir jou gebruik om sy kerk te bou in hierdie wêreld soos ons gesing het. En vriende, mag dit waar wees van hierdie gemeente in Skeerpoort. Mag dit waar wees van elkeen van ons, daar waar ons woon en werk en ontspan. Dat Christus in die middelpunt sal word. Want dan word alles heilig. Amen. Here, ons leef in 'n samelewing wat so dikwels ons denke vorm. Ons sit die radio aan en ons hoor die nuus, ons kyk op die TV en ons sien hoe gebroken hierdie wêreld is en op die einde van die dag kom ons by die punt dat ons maar net aanvaar dat dit die nuwe normaal is. En Here, as ons weer kry, dan het al hierdie dinge ons geestelik moeg gemaak en ons aanvaar dit maar net en ons bly maar net stil en ons gaan maar net voort met ons lewe. Want Here, help ons om vandag weer te besef dat elkeen van ons is 'n steen wat ingebou is in die kerk. Maar dat die hoeksteen U is en dat ons net op U bou. En dat U ons nog elkeen vandag gebruik om met die wêreld 'n beter plek te maak, om weer hoop te bring, om weer troost te bring. Here, om weer te weet maar U is die Alfa en Omega en wat was en wat is en wat kom en dat U vandag nog steeds ook hier is. Seën ons hierdie week in die werksplekke en in ons plek waar ons bly gaan besig wees. Dankie Here vir mense wat vanoggend weer by ons aangesluit het wat in die hospitaal was. Dankie vir mense wat goeie nuus gekry het. Dankie dat ons daarin kan sien hoe goed U is. Maar help ons om met daai bouwerk voort te gaan. Ons loof U daarvoor, Here. Here, ons vra dat U net vir ons sal lei deur die Gees elke dag, maar dat ons sal weet, omdat U heilig is en U teenwoordig is, daarom kan die wêreld heilig wees. Amen. Vriende, ons gaan nou geleentheid gee dat U die Here dien met die offergawes en daarna gaan ons staan en ons gaan afsluit met lied 488. Maar kom ons gee vir die diakens geleentheid om die offergawe op te neem.
sluit af met lied 488 en ons gaan al 15 verse sing van helder skyn ons lig vir die nasies, waarna ons staande bly vir die uitspreek van die seën. Ontvang die seën van die Here, soos ons dit in Deuteronomium 28 lees. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal geseën wees in die stad, jy sal geseën wees in die oop veld. Jou nageslag sal geseën wees in die opbrengs van jou lande en die aandeel van jou diere, jou kalveroes en jou lammeroes. Jou oesmandjie en jou knieskottel sal geseën wees. Jy sal geseën wees waar jy ook gaan.